het genoeg van verkeersligte en mure. Gee my 'n grondpad wat tussen bome verdwyn. My hond sit rustig en kyk deur die venster. Marken lê voor, soos 'n droom wat bly. Устал от шума большого города. Дай мне дорогу среди старых деревьев. Верный пес спокойно сидит рядом со мною, а впереди земля зовет меня домой. Ik droom van morgen zonder stadsgeruis, van kinderen die blootsvoets buiten spelen, van koffie op de stoep bij zonsopkomst en iemand die vertelt hoe wij moeten leven. 1033 hectare lee hierop met groot maroela's wat ou verhalen bewaar. Rooibokken kyk op en stap rustig verder. Kudus verdwijn waar die doornbos verdig. Hier kan een man nog iets zelf beginnen. Een huis op brug en een familie saamtrek. Sy hond loop eerste deur die oop hek en kinders leer weer wat hulle hoor. Я вижу огонь под вечерним небом, семью, что садится все ближе к нему. Я слышу детей и тихую музыку ветра и знаю, здесь сердце находит свой дом. Gee my grond waar my kinders kan groei. Geef my ruimte waar familie samen blijft. Дай мне землю и верного пса. Дай мне дом под африканским небом, Waar ons weer behoort, waar wij weer thuis horen. где мы снова дома. Daar wil ons blij. Houd het stadig, houd het eenvoudig. Strooi middelen naar береги эту землю. Ons koop nie net grond vir vandag nie. Ons bou iets wat langer as ons bestaan. Stad verkoop snelheid, licht en gemak, maar stilte kun je daar nergens kopen. Hier bouw je langzaam iets voor morgen, iets wat je kinderen later nog begrijpen. Een tafel vol familie onder sterren. Een hond die slaapt dicht bij het vuur. Een vader die met stof op laarzen terugkomt en weet waarvoor hij alles heeft gebouwd. Не каждый человек мечтает о городе, не каждому нужны стекло и бетон. Кому-то нужна земля под ногами, простор, тишина и собственный дом. Здесь можно строить, хранить и беречь, оставить детям больше, чем деньги. Пусть после нас эта земля станет лучше, пусть наши дети вернутся сюда. Die stad verkoopt spoed, geraas en gemak, maar hier koop je ruimte om zelf te besluiten. Jy bou jou vuur, jy maak jou eie paadje en leer weer hoe ware stilte klinkt. Daar's rooibok, nyala en kudu tussen bomen, wild wat rustig deur die hoopveld beweeg. Een man kan die bou, kan hier behou, kan iets nalaat wat sy kinders verstaan. Gee my grond waar my kinders kan groei. Geef my ruimte waar familie samen blijft. Дай мне землю и верного пса. Дай мне дом под африканским небом, waar ons weer behoort, waar wij weer thuis horen. Где мы снова дома, daar wil ons blij. Houd het stadig, houd het eenvoudig. Strooi middelen naar береги эту землю. Ons koop nie net grond vir vandag nie. Ons bou iets wat langer as ons bestaan. Een man wil soms net weer iets bouwen. Een huis, een vuur, een tafel
tafel vol mensen. Отец хочет что-то детям оставить. Место, куда им захочется вернуться. Не alles wat waarde het, draamprijs niet. Sommige rijkdom groeit tussen oude bomen. Богатство живет во времени и земле. И в семье, которая остается вместе. Als ons een dag keer hierdie hek vertrek, laat die grond beter wees omdat ons hier Наши имена, waar ons weer behoort, waar wij weer thuis horen. Deel snel domme, hier begin ons weer. Bouw de stad, bescherm wat hier leven. Bewaar het land vol. Like en deel net hierdie video met jou vriende en wens jou 'n winsgewende dag. Ons is nou min of meer in die middel van die plaas, in die so as jy nou in die middel van die vierkant, is nou min of meer daar. Hier is die booms, hier is heelwat marula bome wat hier groei en die wild is vreeslik mak en rustig. Hier soos ek net 'n bietjie hier gas gee want hier is 'n bietjie sanderig. Hier is nie, soos jy sien, hier is nie veel van gras, van weiding hier. Ja, dit is, hier is genoeg kos vir die blaareters, maar vir gras gewys is hier nie veel. En wat ek noem het is, ek noem het plaaskyk en chill. Onthou net, druk like, deel hierdie met jou vriende, druk subscribe en ek borg hierdie video. Ek word nie betaal vir hierdie video's nie, niemand vergoed my daarvoor. Al die diesel, alles is op my rekening. So jy kan my borg ondersteun deur net die like knoppie en die subscribe knoppie te druk. En hier gaan ek nou hooplik dalk deur 'n bietjie sanderige deel ry, dat ek 'n bietjie gas gee. Kom ons kyk. En ek sal nou eintlik ook die van soort van stil bly. Vir plaas kyk en chill. Wat soort van pad is dit hier? Klappa.
Het jy al gesien daar soos video's wat die mense kry genaamd walking tours. Dan kan jy, sit net 'n persoon wat met 'n kamera loop hy in Moskou of in Sint-Petersburg of in een of ander dorp, loop hy net met sy kamera daar en hy neem net, en hy reageer nie op enigiets, hy neem net af en dis nou wat ek min of meer hier doen. En ek hoop net dit is blydewel visserybaar hier waar ek nou heen gaan, want ek was nog nooit hier gewees. Ek hoop dit is gangbaar. Ek was al voorheen, was ek hier met plaaskykers gewees, toe hulle met hulle cruiser hier gery. Ek hoop net nie ek sit hier, ry op die verkeerde plek hier in hierdie plek in. En dis waar hulle slaap, hulle sal hier op besoek kom. Hulle is buitelanders, hulle is van Denemarke. Ek is nou byna hier baie naby aan die einde van die pad, maar ek kan sien die grond, die soort van habitat verander. Hier regs vir my, jy kan sien, daar's die Eskom paal, 3 fase Eskom elektrisiteit, wat hier op die grond is. Ek het nou sommer die plaaskykers, die mense, die kliënte hier gelaat het, hulle sommer self op hulle eie rondry en kyk, want hulle sê hulle wil uitklim en hulle wil gaan boom in die bos gaan stap en hulle wil al die dinge doen, so laat hulle rustig wees, want dat hulle tyd vat. Ek het hulle nou tot hier gebring. Mense gaan kyk, het hulle want hulle is hier met hulle eie voertuig, gelukkig. En hulle het ook 'n 4x4, hulle bakkie is nou net uit die boks uit, nuwe bakkie gister gekry. En nou gaan ek gaan nou terug in die rigting van Marken. Dan gaan ek net gou miskien daar by Marken by die windpomp 'n cappuccino geniet. Of miskien gaan ek sommer na cappuccino's toe in Ellis Ras en geniet 'n cappuccino daar by Cappuccino's. Wat dink jy daarvan? Onthou net, ek wil net vra, ek borg hierdie video's. Ek word nie betaal vir hierdie video's. Al hierdie video's is op my koste. Elke liewe kilometer wat ek ry, elke video wat ek maak, ek betaal daarvoor. Druk like, deel hierdie video met jou vriende en subscribe, abonneer, padpishat in Russies. So doen dit alles. En ons is nou byna by die uitgang. Plaas kyk en chill. Okay, hier is ons nou op die 1033 hektaar, soos jy kan sien, hier is daar is die Eskom elektrisiteit wat hier deur die plaas vloei. Hier is nou net by die ingang van die grond. Hier is 'n 3 fase daar aan my linkerkant wat seker deur die lengte van die grond vloei. En as jy net vra vir jou, druk op die subscribe en druk die like knoppie hierso. Want ek borg hierdie video en dit is op my koste wat hierdie video's gemaak word. Niemand betaal my daarvoor. Ek word nie vergoed, ek kry R0 en 0 sent daarvoor vir die video. So die enigste manier dat jy my kan help deur net die like knoppie te druk. Dan wil ek ook net vir mense wat my video's kyk, daar's 'n paar name van mense wat my bijvoorbeeld Manuel Jardim wat my video's kyk, Lucas van Sail, daar's soveel mense, ek waardeer julle tyd, dat julle elke persoon wat reageer en 'n duimpie gee vir my video's, dankie daarvoor. En ja, ek het opregte dank daarvoor, want jy kan jou 5 minute of 6 minute, en daar's mense wat partykeer my hele video deurkyk. Ek waardeer dat jy jou kosbare tyd aan my video's afstaan en om die hele video te kyk, of al is dit net 2 minute van die video's te kyk. Okay, waar ons nou heen gaan is, hierdie plaas is, daar's geen huise, dis onontwikkeld, en met ander woorde, as ek sê onontwikkeld, beteken dit daar's nie 'n huis of enige ander soort van verbetering. Ons gaan nou in die rigting van hier so enigste soort van akkommodasie, so 'n boomhuis
wat in 'n marula boom ingebou is. Jy sal dit sien op my ander video's. En dan is daar maar hier's ook nie daar's nie Eskom elektrisiteit by die huis self nie. Hier's 2 boorgate en dan het jy dan is die topografie is plat, redelik plat, omtrent seker so 80-90% plat. Daar's 'n bergagtige, heulagtige deel. Dis nie rybaar nie. Jy kan nie bo dit ry nie, jy moet rondom dit ry. Daar is 'n deel, daar's een plek waar jy met 'n 4x4 voertuig kan tot op 'n uitkykpunt kan ry. Ons het daar met 'n cruiser daar opgery en toe kon ons mooi die hele ding van bo af besigtig. Maar en wat die oppervlakte is hierdie wat ons nou sien, jy het hierdie klipperige deel en dan daar 'n bietjie verder aan daarso het jy marula bome. En ek gaan dalk nou 'n bietjie stil bly. Dan gaan jy dalk 'n bietjie musiek luister. Hierso is geen tekort. Die wild is baie mak hierso. Okay, hier is hier is nou 'n jagskuiling. Daar is nog 'n jagskuiling. So daarna by waar die boomhuis is, daar is nog 'n jagskuiling met 'n waterpunt. Maar hierdie het nie water. Ek sien hier's nie water in hierdie waterpunt. Daar is wel 'n watertank. Ons het voorheen so 'n paar toe ek die vorige keer hier was, toe ons hier ergens langs af opgery en ons het daar teen daai heuwel opgery en daar so ergens is daar 'n uitkykpunt, maar jy gaan dit net kan bereik. Jy gaan vergeet daarvan om dit met 'n gewone bakkie te haal. Ons het daar met die cruiser opgery en dit was nogal 'n redelike uitdaging geweest. Maar daar bo op die platform is 'n braaiplek, stoele en so en dit mooi gelyk gemaak daar. Maar jy moet net eers daar gaan uitkom. Dit is die groot uitdaging. So ons gaan 'n bietjie verder ry. Hier is ons nou in die middel van die grond ongeveer. En as jy hou van stilte, dan is dit jou tipe van plek hier wat jy gaan kry. As jy iemand is wat van marula bome hou, dan gaan jy baie van hierdie grond hou, want hier is van hierdie groot hoë marula bome. Dit is 'n doringveld en hier's 'n bietjie heuwels en ons is nou hier tussen twee heuwels. Dis lekker ver weg is geïsoleerd
die bos het sy eie soort van bekoring vir die mense wat wil weg wees van die stadsgejaag en net op soek is na rustige lewe en saligheid. Kom haal dit hier. Hierdie is vir my 'n mooi uitsig. Soos hierdie laan en hierdie bome waar ons nou deur ry. Hierdie is 'n mooi, net so mooi vorentoe kyk by so tussen die hoë bome deur ry aan weerskante is mooi. En veral marula bome is vir my heel mooi. Net nog 'n ding, ek het gesien 'n paar mense wat ek het 'n paar dae gelede toe ek video, ek het so berigte op my Facebook profiel geplaas van waar ek bietjie mense help met vraag beantwoord in verband met hoe om 'n plaas te koop. En daar's een of twee mense wat my beskuldig dat ek 'n geldwolf is. Wel, geld maak die wêreld laat die wêreld draai. Ek het nie 'n arm man, ek het nie 'n arm gedagtesgang of ek is daar's niks fout in my kop nie. Die gebrek aan geld is die bron van alle kwaad. Dit is nie geld is andersom, jy's verkeerd geleer. As jy dink dat geld die bron van alle kwaad is, dan is jy verkeerd groot gemaak. Dis heeltemal die kop in die gat en kat in die stert beet. Mense wat welgesteld is ook vrygewig met hul tyd, maar dan aan mense wat dit verdien. Dan help hulle graag, maar jy moet ook jou deel doen. En ek hou daarvan as mense geld maak. Ek hou daarvan as jy baie geld maak en jy maak geld, dan beteken dit ek kan ook geld maak, want jy moet geld maak sodat ek kan plaas, want as jy nie geld maak, hoe gaan ek kan plase verkoop? Hoe gaan ek 'n agent wees? En daar's ook iemand het my beskuldig van die 300 of 400 000 rand kommissie wat 'n agent verdien. Wel, dit is 'n goeie hoeveelheid geld, maar ek verkoop, dis nie elke dag wat daar 'n plaas verkoop nie. En moenie dink dit is maklik wat ek doen nie. Dit is nie. Dit is en die diesel wat ek moet uitry, ek word nie vir betaal nie. Ek word nie betaal om hier rond te ry nie. Ek word nie betaal om video's te maak nie. Dit is alles op my koste. En jy is natuurlik welkom as jy nie daarvan hou om net op die afknoppie te druk. Jy hoef dit nie te kyk. En as jy nie daarvan hou dat ek vir mense help of net rigting gee oor wat mense wil plase koop, oor wat die vereistes is om grond te koop. Ek weet nie, hoe kan jy ongelukkig raak daaroor? Ek kyk net hier is die rooibokkies. Ek moet kom ek gou my kamera uithaal, want ek wil net 'n foto neem hier, laat ek, terwyl ek nou hier staan, dan gaan ek sommer 'n foto neem van my kamera, daar's hy, rooibokkies. Jy sien ek het my kamera hier, so daar's hy. Ek gou 'n fotootjie neem van en die rooibokkies, hulle is so rustig. Hulle reageer nie eers op 'n bakkie. Kyk net hoe mooi is hulle. Rooibokke, nyalas, kudus, pragtige diere. Daar, daai kant toe, wat jy daar sien, daar's die eienaars wat hulle bly daar. Hier is Eskom elektrisiteit op die grond. Hier is 'n 3-fase kabels wat hier wat op die grond is, maar dit is nie die akkommodasie deel, of nou kom ek sê, is nie eintlik akkommodasie, dis net hierdie hut, daai bos boomhuise, daar is die rooibokke. Dis al wat daar is. So jy kan maar sê eintlik die grond is onontwikkeld, maar daar is 'n 3-fase Eskom elektrisiteit wat basies in die middel van die grond deurvloei. En ek wil nog sê vir jou, ja, mense wat ongelukkig is omdat ek net daar gaan kudus, daar is die kudus daar reg voor ons, kyk daar is die kudus, daar gaan nog 'n paar kudus, daar gaan die kudus.
Dis die eerste keer dat ek die kudu sien. Hier is my derde besoek hier aan die grond. En dan is daar mense wat my beskuldig, daar's nog kudus. Ek het seker nou hier omtrent ten minste 10 kudus gewees, wat nou hier deur beweeg het. Maar die mense wat ongelukkig is, omdat ek net feitelike informasie deel oor wat nodig is om 'n plaas te koop. Dit spaar jou geld vir die mense wat nie daarvan hou. Ek sal graag wil sien hoe jy jou grond of jou eiendom aan iemand anders gaan verkoop sonder dat daardie persoon bewys dat hy finansiëel in staat is, die finansiële vermoë. Jy is daar nou net by die plaas uitgery. Druk jy so op like en deel hierdie video met jou vriende en ek borg hierdie video want ek betaal vir die diesel. Daar soos 'n paar kudus in 'n ry hokkie. Sien die buurman. Vanoggend is ons op pad na die 1033 hektaar wildplaas hier naby Marken. Dis die oop pad wat hier voor my lê en ek wil net vir mense wat my graag my video's kyk, net sê baie dankie vir daar's soos Lucas van Sail wat my video's kyk. Daar is daar's soveel mense wat my video's kyk en my laat weet dat hulle dit geniet. Ek moet ook net kyk waar ek ry. Dit is vir my groot waardering dat jy jou tyd afstaan om na my video's te kyk. En dit is vir my 'n groot voorreg en plesier om vir jou video's te maak wat jy kan geniet en sodat ek vir jou 'n bietjie die Bosveld kan wys. Vandag hierdie plaas waar ek nou heen gaan, dit is my tweede besoek waar ons nou gaan. Dit is hier en dit is langs hierdie openbare pad en
dit is daar's 'n bietjie, dis omtrent so 20% bergagtige gebied. Daar is op hierdie stadium deel dit die grens met 'n ander plaas. Nou die ding daar is daar moet 'n wildtuin gespan word tussen hierdie grond en die buurman, want dit was op 'n stadium was dit as 'n eenheid bedryf gewees. Hierdie area, hierdie gebied waar ek nou ry, as kopers of mense daarna kyk, dan dink hulle dit is naby aan die ongewenste elemente, maar dit is net omdat jy op 'n kaart sit en jy kyk na Pretoria en jy sit in Pretoria, dan lyk dit net as dit vreeslik naby is. Ek weet dit is geld, dis jou geld wat op die spel is en jy doen daarmee wat jy wil, en jy wil die veiligste plek hê vir jou geld, sodat as jy eendag wil verkoop, dan is jou grond op die regte plek gekoop. Ons gaan nou, maar dis ver genoeg van die ongewenste elemente om nie lastig te wees. Die grond is die plaas is in ongeveer 'n vierkantige vorm en die raak die pad sommer ook nou beter. Sien daai heuwels daar, dis die grond daar. Dit is hier op hierdie pad omtrent seker so 12 of 15 kilometer is dit uit. En daar is die oppervlakte wat julle gaan sien lyk vir my bietjie, daar's nie gras daar nie. Ek bedoel, selfs in die reenseisoen, ons in Maart 2026 daar was, toe dit nou 'n paar toe dit al lekker gereën, toe was daar ook nie gras gewees. Dus en ek sê jou sterk aanbeveel as jy daar op die grond kom besigtig, bring maar jou 4x4 saam. Moenie daar sonder 'n 4x4 ry. Ons gaan nou by die ingang in en dan gaan ek dalk 'n bietjie verder reageer.